Die Nasionale Wolkwekersvereniging vier vanjaar al 100ste bestaansjaar en dit is ons voorreg om saam met hulle hierdie wonderlike mylpaal te vier. Ons het al met Dan Kriek gesels, hy is natuurlik hoofbestuurder van die NWKV en ook daarna met Willem Goosen oor die werk wat hulle doen onder kommunale boere. Vandag fokus ons op die handelsmerk, die Springbokkop en ons praat ook oor wolklassering met Annelies Smit. Annelies, baie welkom. Hoe het dit nou gebeur dat die Springbokkop as die amptelike handelsmerk gekies is? Dankie Lisa. Wel, soos ons weet, skaap en wol is een van die oudste georganiseerde boerderypraktyke in mensgeskiedenis en die NWKV kan met trots 100 jaar oud wees hierdie jaar. Nou, ons geskiedenis begin al reeds so vroeg as die 1800s. Het die Europese kopers redelik uitgevaar teenoor die Suid-Afrikaanse skeersel wat regtig nie goed gesorteer was nie. En dit het 'n baie slegte reputasie aan ons wol gegee. So in 1924 het dit dan gekom dat verskeie industrie in die wolbedryf het bymekaar gekom in Middelburg in die Oos-Kaap, spesifiek om dan 'n standaard te ontwikkel vir die sortering van Suid-Afrikaanse wol. Om Suid-Afrika van hierdie slegte reputasie dan nou te bevry. En in 1931 is hierdie klasstandaarde dan goedgekeur deur die Kongres of die Wolkongres van daai tyd. En in daai selfde tyd is die Springbokkop dan ook as 'n amptelike handelsmerk vir Suid-Afrikaanse wol of vir die NWKV dan ook erken en goedgekeur deur daardie kongres. Dis dan ook in hierdie tyd wat die internasionaal is aanvaar en is erken dat 'n Springbokkop skeersel 'n baie goed geklasseerde skeersel was deur 'n erkende wolklasser. Annelies, so wat is die doel van die Springbokkop wolklasser kwalifikasie? Soos ek nou net verduidelik het waar hy vandaan kom, het die wolprodusente besluit om 'n erkenning te gee aan klassers wat 'n baie goeie werk doen. En hulle het dan die Springbokkop gevat en gesê dis die Springbokkop wolklassers diploma of sertifiseer toekenning en dit is aan unieke klassers toegeken wat baie goed wolklas. Dit is ook dan internasionaal aanvaar dat dit 'n baie goeie skeersel is wat deur 'n klasser geklas is en sedertdien is die wolklasstandaarde in Suid-Afrika in die NWKV se hande vir opleiding en vir advies en dan spesifiek tot klassers, maar wolprodusente ook om binne hierdie standaarde wol te klas. Nou goed, kom ons gesels so 'n bietjie meer oor die Springbokkop wolklas standaarde as sulks. Lisa, wolklas is 'n gespesialiseerde werk. Om 'n wolklasser te wees, behalwe dat jy opgelei moet word, dis 'n persoon met 'n passie vir wol, dis 'n persoon wat wol verstaan, wat 'n aanvoeling het daarvoor. En dan moet hy binne hierdie NWKV wolklasstandaarde, moet hy dan die wol kan klas binne die 6 fisiese eienskappe van wol. Nou, die Springbokkop opleiding gebeur of word gedoen deur geakkrediteerde Springbokkop instrukteurs in die bedryf en sodra hulle die kursusse klaar aangebied het, word hierdie resultate of die aanbevelings dan aan 'n Springbokkop komitee gestuur. Die komitee bestaan uit 5 lede wat verteenwoordigend is van die industrie en hulle gee dan die finale goedkeuring. Indien die kandidaat dan suksesvol is, word 'n Springbokkop sertifikaat, Springbokkop wolklasser sertifikaat aan die kandidaat uitgereik met 'n baie unieke nommer. Daardie nommer is die nommer wat net aan daai persoon behoort en wat hy dan in die toekoms gebruik om sy skeersels te identifiseer wat hy dan geklas het. Nou, die NWKV staan basies as koördineerder van hierdie Springbokkop komitee en ook van die Springbokkop instrukteurs koördineer ons die hele proses en is ons deel van die hele proses, ook met instrukteurs en dan ook verteenwoordigend op die komitee. Nou, wat is 'n Springbokkop klasser dan op die einde van die dag as hy hierdie unieke nommer het en hy het gekwalifiseer as 'n Springbokkop klasser? Ons ag hierdie klasser as 'n persoon wat die hele proses kan hanteer. Vanaf die wol van die skaap af gekom in daai vag, hy gooi hom op die tafel, hy kan hom afrand in die verskillende dele indeel of klas en dan op die hele proses deurgaan op die vloer tot op die einde waar ons
hy self dan moet besluit watter lyne kan hy weer bymekaar voeg of nie bymekaar voeg nie, binne die standaarde, binne die regulasies wat daar is, maar tot die beste ekonomiese voordeel van die produsent. So, in kort is dit 'n persoon wat die boer kan op vakansie gaan, hy kan met 'n skoon gewete die klasser op die vloer los en hy kan weet sy wol gaan van begin tot einde binne die standaarde reg geklasseer en opgemaak, gebaal en aangebied word vir die kopers. Annelies, is altyd vir my lekker om oor so iets te gesels. Hoe vergelyk Suid-Afrika met die res van die wêreld? Lisa, ja, Suid-Afrika se wol of ons wolskeersel word gesien as van die beste geklasseerde skeersels ter wêreld. Dit word geag vir die fynheid en kwaliteit van die wol wat die boere produseer en aanbied op veilings en dit maak Suid-Afrika die derde grootste wolprodusent ter wêreld. Nou, Australië is natuurlik die grootste en as ons vat dat Australië of ons dan nou maar 10 tot 12% van die totale produksie van Australië lewer, is dit baie min wol wat ons eintlik lewer. En wat ons eintlik meer uniek maak, hierdie klein volume wol wat ons lewer, is dat ons huidiglik die tweede grootste wolproduserende wêreld is wat merino wol voorsien. Maar ek wil amper sê die kersie op die koek is dat Suid-Afrika sit in hierdie unieke posisie amper 'n nismark van huidiglik is ons die land wat die meeste gesertifiseerde wol produseer, selfs meer as Australië. Nou, wat bedoel ek as ek sê gesertifiseerde wol? Dit beteken dat ons wolprodusente behoort aan 'n SCWS standaard, sertifisering of enige sertifisering wat daar huidiglik beskikbaar is, wat bewys dat die boer volhoubaar boer, dis naspeurbaar en daar's ten volle deursigtigheid deur die hele proses. So in die sin is ons in 'n baie goeie posisie wat die wêreldse wolmark aanbetref. Nou as ons vat, ons voer 95% eintlik meer van ons wol voer ons uit. Die grootste deel gaan natuurlik China toe en dan is daar Italië en Egipte wat ook wolle uitvoer na hulle toe van ons af. Nou, dit beteken ons Suid-Afrikaanse wol is so klein hoeveelheid dat ons op 'n wêreldmark moet kan meeding. En daar moet ons wolprodusente sorg dat hulle wol toe bes as moontlik geklasseer is om teen 'n mark soos Australië te kan meeding, maar die boere kan goed voel oor hulle self oor die laaste 10-15 jaar om in 'n posisie te kom waar ons van die meeste gesertifiseerde wol ter wêreld produseer, is regtig iets om op trots te wees en op wat 'n mens op voort kan bou vir die toekoms. Annelies, dis nou merkwaardig. Ek het regtig nie geweet ons voer wol Egipte toe uit nie. Dankie daarvoor. Mense is nooit te oud om te leer nie. Hoekom klas ons wol en hoekom is dit so belangrik dat 'n standaard gehandhaaf word? Suid-Afrika, kom ek begin daar, Suid-Afrika en Australië, wat die grootste wolprodusent is, en al die feite wat ek nou net gegee het, is produseer baie die soortgelyk dieselfde tipe wol. Ons praat hier van merino tipe wolle en ons klas ook baie op dieselfde manier. So alles wat ons toets, wat die klasser op die tafel toets, gaan ook deur 'n laboratorium. So as hy kyk wat die mikron is, wat die skoonopbrengs is, wat die lengte is, al daai wol gaan deur 'n laboratorium toets ook en ons kry fisiese resultate daarvan. Nou presies dieselfde gebeur in Australië. So nou vra jy my die vraag, hoekom dan soveel lyne? Die antwoord lê in die eindproduk. Eerstens, ons kompeteer met Australië. Tweede, die eindproduk. Party verwerkers maak drye, matte, ander maak nou weer sportklere of dan nou selfs onderklere. En vir elkeen van daai produk het jy verskillende tipes wol nodig. Lengte speel 'n invloed. Op die verwerkingsproses, skoonopbrengs. Die voorkoms wat ons van praat, dis maar die kleur van die wol, jou mikron, hoe fyn dit is, en dan ook die kwaliteit van die wol. Dit het alles 'n invloed op hoe daai wol deur die verwerkingsproses gaan, wat op die einde gekry kan word en wat dan gemaak kan word. So, hoe beter ons wol klas in verskillende lyne, en dit kan vir die makelaars gee om dan aan kopers aan te bied, hoe meer het die verwerker wat daai eindproduk in gedagte het, om van te kies.
want hulle gaan weer en hulle voeg weer verskillende tipes wol van Australië en van hier en hierdie tipe mikron en daai lengte voeg hulle bymekaar om dan 'n spesifieke eindproduk te kry. In leuke taal vinnig verduidelik is dit is soos koekbak. Ek en jy kan albei koekbak, ek altyd nie net so lekker nie, maar ons bak verskillend. Jy gebruik verskillende bestanddele, verskillende hoeveelhede. Nou, dis presies dieselfde met die verwerking van wol. So, hoe beter ons daai bestanddele aanbied, hoe meer gesog kan ons die wol of die produk maak wat ons aanbied vir die kopers om dan aan te bied vir die verwerkers. Dan 'n baie groot rol ook met wolklassering en hoekom ons klas is kontaminasie. Nou, kontaminasie bedoel ek wil sê vreemde voorwerpe, maar dit is goed soos baaltou, polyprop wat maar jou verweerde voersakke is wat in die wol beland, gevlekte wol, merkstof wat die boere op die wol sit, selfs sigaretstompies en plastiek sakkies en doppies en allerlei dinge. Nou hierdie goed beland baie keer in die wol. Nou, die NWKV produksieadviesdienste ontvang weekliks verslae vanaf die laboratoriums en van die woltoetsbureau en van hierdie kontaminasie in verskillende vaglyne van produsente. En dan die produksieadviseurs via die makelaars kontak ons dan die boere om hierdie kontaminasie uit te wys. Baie keer is die boere nie eers bewus daarvan nie. Dit het iewers ingeglip toe hulle nie gekyk het nie. Baie keer is dit bestuurspraktyke. So, dan adviseer ons maar rondom dit, want dit het 'n ongelooflike enorme ekonomiese impak op die wolprodusent. Nie net die wolprodusent nie, baie kere voel hulle dit nie eers nie, hulle besef nie eers hulle R10 minder gekry nie, maar jou koper betaal 'n boete, of jou makelaar, en jou wolverwerker het ekstra kostes om daai wol dan weer te gaan hersorteer, of hy wou dalk 'n baie duursame produk gemaak het, nou kleur die vesel nie, en hy het baie geld betaal vir wol wat hy nou eintlik glad nie meer kan gebruik vir sy eindproduk nie. So, kontaminasie is 'n redelike groot rol, wat die produksieadviesdienste dan doen in terme van wolklassering en hoekom ons wolklas. So wat beplan julle nog? Hoe lyk die toekoms? Lisa, ja. Alle boerderypraktyke het hulle uitdagings, maar in die NWKV is ons redelik opgewonde. Eerstens wil ons die Springbok op status weer beklemtoon en om dit te doen gaan ons tegnologie inspann. Vroeger jare was alles maar op harde kopieë gedoen, so daar's 'n databasis geskep wat ons alle inligting van ons klassers dan nou wil op die databasis invoer en dan direk hulle kwaliteit van werk per produsent dan evalueer, sodat ons vir daai klasser 'n verslag kan teruggee. Het sy dit nou om te sê, well done, baie goeie werk, geluk of dan nou om probleemareas te identifiseer waar opleiding dan nodig is en waar die NWKV produksieadviesdienste dan nou van hulp kan wees. En dit alles saam, hopelik vir die toekoms gaan net nog 'n hulpmiddel wees wat ons by 'n SCWS standaard of 'n SCWS sertifisering of by enige sertifisering kan sit vir deursigtigheid en naspeurbaarheid om vir 'n internasionale mark te wys, maar die praktyke gebeur reg op die plase. Die NWKV gaan dan volhou ook met ons wolhanteringskursusse, plaasarbeideropleiding ten opsigte van wolhantering, om boere te help om meer effektief op die plase te werk, alles tot 'n ekonomiese bydrae vir spesifiek die wolskeersel. Dan is ons ook baie opgewonde om hopelik in die nabye toekoms die hersiende wolhandleiding of wolklasseringshandleiding wat gebruik word vir Springbok op opleiding, ook dan nou in 'n Sotho en 'n Zulu te vertaal, wat nog nooit voorheen gebeur het nie, sodat dit meer toeganklik is ook vir al ons klassers en al ons keerkontrakteurs. Dan dierewelsyn en veehantering. Ons doen nog al die jare veehantering, maar hierdie is 'n diens wat vir boere daar is, dis 'n gratis diens deur produksieadviesdienste, is veehantering vir plaaswerkers. Nou, daar's ongelooflike druk van die wêreld daar buite, van industrie daar buite,
Ons hoef hulle nie by name te noem nie, rakende dierewelsyn. En dierewelsyn is maar net een van die aspekte waarop boere geëvalueer word as hulle dan nou aan 'n sertifisering of 'n SCWS standaard audit kry. So, ons probeer om hierdie druk, hierdie vereistes wat die markte daar buite of die industrie daar buite stel rakende dierewelsyn, so lig as moontlik vir die boere te maak. Ons boere boer reg. Daar is nie wanpraktyke nie, hulle sou nie op die plase gewees het as hulle nie reg geboer het nie, maar om in die toekoms net 'n groter hulpmiddel te wees en die boere te adviseer met hierdie nuwe vereistes om dit dan te dokumenteer of dan te bewys, maar ons voldoen aan dierewelsynstandaarde wêreldwyd. En soos die toekoms aangaan, daar is elke jaar of 2 of 3 kom daar maar nuwe dinge oor die paaie. Ons het onlangs koolstof voetspoor studie meegehelp. So die NWKV en sy produksieadviseurs is daar om soos tyd aangaan dan van hierdie sake wat mag opkom dan vir die wolprodusente te hanteer. Ek kan duidelik hoor, dis deel van jou werk, alles waaroor jy vandag gesels het. Baie dankie en baie sterkte. Ek wil net graag namens NWKV dink ek, vir elke wolprodusent wat die laaste 100 jaar die organisasie gedra het, baie dankie sê. Die wat nie meer met ons is nie, die wat huidiglik baie hard werk en baie hard boer, ten spyte van alle omstandighede, en die nuwe generasie wat vandag op die wolplase of op die wolplase is en pense optel en help vee. Dankie sê dat hulle die NWKV gedra het vir die laaste 100 jaar. En ek glo en ek vertrou en ek weet dat die NWKV sal volhard in sy opleiding, in sy advies aan wolprodusente vir hopelik nog 100 jaar. Alles om die Suid-Afrikaanse wolstandaard daar te hou, te verbeter, saam met die markte te groei tot ekonomiese voordeel van die wolboer. En ja, dat ons ten volle volhoubaar, naspeurbaar en deursigtig kan boer, dat ons kinders se kleinkinders ook die voorreg mag hê om ook met wol te kan werk en met 'n wolskaap te kan boer. Net so. Annelies Smit van die Kerk van die Nasionale Wolkwekersvereniging, wat vandag met ons kom gesels het oor die handelsmerk, die Springbok kop, die ontstaan daarvan, en ook oor wolklassering. En van ons kant dan weer eens baie geluk aan die Nasionale Wolkwekersvereniging met julle 100ste bestaanjaar. En hierdie is nie die enigste gesprek wat ons gaan hê met die NWKV nie. Jy kan uitsien na nog vele meer.